laaste keer. You are worthy of it all. Okay. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Yes, my Lord. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. Here ons loof U. Want U alleen is waardig. Niemand anders verdien dit wat vanmôre gebeur. Behalwe U nie. Hierdie lof wat vanmôre opstyg, hierdie aanbidding, Here, is vir niemand anders bedoel behalwe U nie. En mag hierdie soet reuk, Here, van die kinders se aanbidding, mag die opregtheid van hulle harte, mag hierdie opregte soek na U, Here, mag dit die troonkamer vul. Vanmôre wil ons as 'n gemeente, as 'n liggaam, met ons liefde aan U bewys. Ons dankbaarheid. Koning Jesus, daar's niemand soos U nie. U is waardig. You are worthy of it all. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ek voel daar's iemand wat iets met ons moet deel, 'n visioen het of 'n beeld of iets wat die Here nou gewys het. Dankie Tannie. Dankie, kan jy sitplekke neem? Môre gemeente, ek moet met julle deel. Die Here het al verlede keer ook vir my gewys. En my suster, dankie dat jy in tale gepraat het. Jy het my sommer laat moed skep en van voor af, want ek weet die Here praat. So, die Here het vir my gewys. Hier is mense wat nie seker is. Jy is nie seker, gaan jy eendag hemel toe nie. Jy is nie seker of jy reg is nie. Maar weet julle wat? Die Here gee ons altyd nog 'n kans. Ek en my man het ondervind al, dat die mense wat ons sê in die hospitaal as ons gaan besoek, ek is nie reg nie. Ek weet nie of ek hemel toe gaan nie. En dan is hulle op hulle laaste. En wanneer ons vir hulle gebid het en hulle bedien het, dan kry hulle vrede, hulle kry die Here waaragtig. Nou ek wil vanmôre sê, soek die Here waaragtig. Moenie net dink daar's 'n Here en dis genoeg nie. Dit is nie genoeg nie. Soos Tannie eendag my gesê het, ek lees my Bybel en ek bid. Is dit al wat ek nodig het? Ek sê vir nee Tannie, dis nie al wat jy nodig het nie. Jy moet jou lewe vir die Here gee. En daai Tannie was 83. En daai dag, toe gee sy haar lewe vir die Here.
En sy sê vir my, weet jy, ek kom nie met baie mense in aanraking nie. Jy moet gaan getuig wat die Here vir my gedoen het. Daarom noem ek haar. Maar vanmôre sê die Here, ons sien die tekens van die tye. En weet julle wat? Ek sien hy staan daar. En hy skei die skape en die bokke. Hy's alreeds besig om die skape en die bokke te skei. Wat moet ons doen? Ons moet skape wees. Skape van hom. Ons moet sy woord gaan uitdra. Die mense is honger. Die ander kerkse mense is honger. Ons ondervind dit elke liewe dag. Asseblief, daar is 'n God. Daar is 'n God wat voorsien. Daar is 'n God wat doen. Ons kan praat en getuig, maar hy doen. Hy doen en ons eer hom daarvoor en ons prys hom daarvoor. En dankie Jesus, u het my die krag gegee om vir u volk te sê wat u sê. Dankie Here. Amen. Hy is koning vir altyd. Ek was 25 toe ek my hart vir die Here gegee het. Ek is nou 75 en ek dien die Here nog steeds. Halleluja, prys die Here. Halleluja. Halleluja. Amen. Is daar iemand wat sê ek wil sien hoe God werk? Regtig is jou begeerte. Ek wil jou 'n bietjie nooi. Sê vir oom Leon, laat weet my wanneer jy weer hospitaal toe gaan. Wat ons vir mense gaan bid. Gaan bietjie saam. Gaan bid bietjie saam vir die siekes. En ons sal sien. Strek bietjie die hand uit. En raak iemand aan. En jy sal sien. Maar as hy hier bly, gaan niks gebeur nie. Amen. Baie dankie musiekspan. Ek het net so julle bediening geniet vanmôre. Dankie. En weet julle wat maak die musiekspan? Hoor nou wat ek vir julle sê. Weet julle wat maak hierdie musiekspan die beste musiekspan? Hoor nou. Want hulle gee alles wat hulle het. Dankie. Ek wil iets met jou deel vanmôre. My tema vanmôre is 'n bietjie 'n hart tot hart gesprek. Nou dit klink gewoonlik baie ernstig. Jy weet, as my vrou sê ons 'n bietjie gaan praat. Dan maak ek my reg om te luister. Maar gewoonlik is sy die een wat dan praat. Maar as ek sê hart tot hart gesprek, dan is dit want nommer 1 is vir my belangrik. Want ons hierdie gesprek hê. Jy weet, en ons bid die Onse Vader en ons sê, Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. En dan gaan ons aan en ons sê, laat u koninkryk kom. En soos wat daar 'n koninkryk is van lig, lewe en oorvloed, hoor mooi vanmôre, is daar ook 'n koninkryk van duisternis, wat steel, slag en verwoes. En wat vir my so lekker is, wanneer ons so in die teenwoordigheid van die Here is,
Man, dit voel amper soos hemel. Ons is in die teenwoordigheid van die Here. Want vir 'n oomblik is daar nie 'n selfoon wat aan is nie. Daar's nie 'n radiostasie wat ingeskakel is op die nuus nie. Daar's nie 'n billboard op die pad se lamppaal wat ons sien, wat het nou alweer gebeur nie. Ons is eintlik heeltemal afgesny van dit af. En vir 'n oomblik kom ons hier saam en ons is almal gefokus en ons is almal, jy weet, gefokus op hom alleen. Dit voel soos hemel. Maar wanneer ons uitgaan, is daar 'n ander werklikheid. Daar's 'n werklikheid wat jou wil verwoes. Daar's 'n werklikheid wat wil vernietig, wat wil doodmaak. Daar's 'n kommissie nie so lank terug op die been gebring, hulle noem dit die CRL kommissie. En hierdie kommissie is in Suid-Afrika. Okay, alles gebeur ons in Amerika. Hoor wat gebeur in Suid-Afrika. Die regering het 'n kommissie saamgestel om kerke te reguleer. Wat hulle sê en wat hulle doen. Hoor, die regering wil 'n kerk reguleer. Dis wat gebeur. En dit is alles deel van die vyand se plan om te steel, slag en te verwoes. Maar as ek na my woord kyk, dan sê in Johannes 1, hy sê in hom is lig, en hierdie lig is die lig van die wêreld. En die duisternis sal hierdie lig nooit kan oorweldig nie. En hoe hierdie lig uitgaan en in plekke ingaan waar daar duisternis is, hoor, is wanneer kinders van die Here opstaan en uitstaan en beweeg. Dis hoe die lig uitgaan. Jesus sê immers, julle is die lig van die wêreld. Is dit so? Sê gou vir die persoon langs, jy's die lig, jy's daai lig, jy's daai lig. En toe daai persoon nou sê, jy's daai lig, toe sê hy vir jou, jy is daai lig wat die duisternis gaan verdryf. Jy is daai lig wat die duisternis gaan oorweldig. Kragteloos stel. Jy hoef nie vir duisternis te smeek om te gaan nie. Al wat jy doen is, jy skitter net. En as jy skitter, dan weet duisternis wat om te doen. Dit is tyd om te gaan. Hierdie is nie my plek. Amen. Romeine 8 vers 19. Dit is een van my kosbare teksverse, waar hy sê, die hele skepping wag, met reikhalsende verlange, na die openbaarmaking, aan die seuns van God, die dogters van God, sy geliefd, sy kinders, die skepping wag. Dit beteken ons moet gaan. Dit beteken ons moet gaan skitter. Nie net hier in die kerk nie. Wat help het ons almal bring 'n liggie saam kerk toe? En ons skyn ons liggies vir mekaar. Wel, die plek gaan lig wees. Hy gaan goed verlig wees. Maar waar dit nodig is in die donker plekke, waar daar nie lig is nie. Het jy al gesien, hoe lyk dit op plekke waar daar net nie lig kom nie? Was jy al in 'n diep grot gewees? Dit is so klam, dit is so muf. Vlermuise hou van sulke plekke. Snaakse goggas. Maar as jy daai lig aansit, nê, dan begin dit so kriewel.
moet dit doen. En ek glo dat vir kinders van die Here, vir elke een van ons, vir hierdie skepping, vir hierdie dorp, hierdie land, waar ons ook al gaan, is daar manne en vroue nodig wat, hoor mooi, 'n face-to-face encounter met God gehad het. Daar moet manne en vroue wees wat bereid is om deur te breek in plekke waar nie baie mense deurbreek nie. Jy sien, en wanneer ons van 'n aangesig tot aangesig gesprek praat, dan praat ons eintlik van 'n direkte plek van kommunikasie. Dis amper 'n intieme plek. Intieme plek. Ons lees in Eksodus 33 vers 11 en ek wil hê julle moet julle Bybels oopblaai en saam met my so toe gaan asseblief. Eksodus 33 vers 11 sê, hy sê, dan spreek die Here met Moses van aangesig tot aangesig, soos 'n man met sy vriend spreek. Ons lees net tot sover. Van aangesig tot aangesig en alhoewel hy sê, jy weet, van gesig tot gesig, bedoel hy, God het 'n intieme gesprek met Moses gehad wanneer hy ingegaan het in die tent van samekoms. As jy kyk in net so 'n bietjie verder aan vers 18 tot 23. Blaai net so die bladsy om. Kom Moses en hy sê, laat my tog die heerlikheid sien, Here. Maar die Here antwoord hom en sê, ek sal my majesteit by jou laat verbygaan en voor jou die naam van die Here uitroep, maar ek sal genadig wees vir wie ek genadig wil wees en my ontferm vir wie ek wil ontferm. Verder het hy gesê, jy kan my aangesig nie sien nie. Want geen mens kan my sien en sal bly lewe nie. Ook het die Here gesê, kyk, hier is 'n plek by my, waar jy op die rots kan gaan staan, en as my heerlikheid verbygaan, vers 22, sal ek jou in die skeer van die rots stel en jou met die hand oordek, totdat ek verbygegaan het. En as ek my hand wegneem, sal jy my van agter sien, maar my aangesig kan jy nie sien nie. Jy sien, en wanneer ons praat van, in vers 11, waar hy sê, en Moses het met God van aangesig tot aangesig praat, dan moet jy verstaan, hierdie is daardie intieme plek wat so naby is, wat so direk is. God is by hom. So naby. En ek is dankbaar vanmôre vir die genade van die Here. En ek glo eendag sal ons hom kan sien. Maar kan jy jouself voorstel? Hoe dit moes gewees het, toe God gesê het, laat daar lig wees? Wag net 'n bietjie. Hoor gou. God sê, laat daar lig wees. En die hele skepping kom in beroering. En daar's goed wat gebeur. En ewe skielik is daar lig. Hoor. God sê, hy sê, laat daar plante wees wat die aarde oordek.
en grasspruitjies wat die vlaktes vul. Mag daar bome en plante wees wat opstaan. Hoor mooi, mooi. Hy sê dit. En soos wat hy dit sê, en soos wat hy dit spreek, ewe skielik is daar vibrasie op die aarde. Ewe skielik is daar iets wat gebeur. Ewe skielik is daar beweging en daar's goed wat uitspruit uit die grond uit. Ewe skielik kom maar net iets. Ek sal weghardloop. Dit sal vir my verskriklik wees, want ek sal nie weet wat gaan aan nie. En tog is dit net sy stem. Tog is dit net sy stem. Maar kyk na hierdie gedeelte, waar in vers 11 sê, dat Moses het hierdie plek betree, hierdie plek van intimiteit, hierdie plek van direkte kommunikasie, hierdie plek van direkte kontak, maar hy kon nie sy gesig sien nie, maar hy het hierdie plek betree. Weet jy wat gebeur binne in my? Ek sê, en ek het dit verlede week vir jou gesê, Here, as dit met Moses kan gebeur het, dan met my, met jou, met ons almal. Dat ons hierdie plek van intimiteit kan betree en kan ingaan. Nadat Moses op die berg was en die 10 gebooie gekry het, nadat hy in die teenwoordigheid van die Here was, elke keer wat hy teruggekom het, was hy anders. Jy sien wat, om so naby te wees, verander 'n mens. En ek wil vanmôre vir jou sê dat ons land en ons wêreld het mense nodig wat in die teenwoordigheid van die Here was, wat 'n face-to-face encounter gehad het. Wat veranderd was om verandering te bring. Wat naby genoeg was aan die Vaderhart om sy hartklop te kan hoor. Jy sien, en wanneer jy het gehoor het, het jy het gevoel. En wanneer jy het gevoel het, dit gaan net nooit weg van jou af nie. Ek sit en luister na my skoonpa. En wat 'n voorreg om net te sit en luister. Vertel vir my van ons wat daar sit en luister hoe die Here hom kom besoek het. 6 keer. En my pa sê vir my, hy sal vir die datum sê wanneer dit gebeur. Want dit was die kere wat hy verander het. Het nooit dieselfde teruggekom. Was nooit dieselfde daarna nie. En vanmôre, kinders van die Here, wil ek hê, jy moet weet, dit is nie omdat God net sekere mense uitkies. Dit is nie net omdat God sekere mense, jy weet, geselekteer nie, maar daar is iets van ons kant af wat moet gebeur. Dat is iets van ons kant af wat vra. Toe Moses vir God gevra het, ek wil U sien, wat doen God toe? Het hy sy rug gedraai op hom? Hy het vir hom gesê, jy weet nie wat jy vra nie, Moses. Kom, ek gee vir jou wat jy kan hanteer. Onthou as 'n jong student, lees ek hierdie gedeelte.
En ek sê, Here, wel, as Moses hierdie gehad het, dan, dis nou maar ek, dan wil ek dit hê. En 'n jaar gaan verby. En ek het so een kant van die huis af geslaap, ek nog by my ouers gebly op daardie stadium as 'n student, en ek onthou net, daardie aand gebeur daar iets in daardie vertrek waar ek slaap. En vrees oorval my. En ek begin die duiwel te bestraf. En soos wat ek begin om die duiwel te bestraf, kom maar vrede in die plek. En die stem sê vir my, jy het vir my gevra. En my lewe verander. En ek sê hierdie vir julle, want ek wil hê julle moet soek. Ek wil hê julle moet die vrymoedigheid hê om te vra. Ek kyk na Dawid. En van Dawid word daar gesê, hy was die man na God se. Mooi. Het jy gehoor wat jy vir my sê? Hy was die man wat agter God se hart aan was. Dis wat jy eintlik nou vir my geantwoord het. Hy was die man wat God se hart gesoek het. En dan gaan ek terug na 1 Samuel 16 vers 7. Dan sê ek, toe Samuel gegaan het om 'n nuwe koning te salf, kom al die broers hier voor hom, daai julle daai preek. Al die broers kom hier so voor hom. En die Here sê vir Samuel, dis nie een van hulle nie. Hy sê, dis nie wat jy sien met jou oë nie. Hoor wat sê God? Ek kyk na die hart. En Dawid word gehaal, want hy was die man wat na God se hart aan was. Hy was die man agter God se hart aan. Waar hy in die veld was, het hy God leer ken. En hoe meer hy van hom leer ken het, hoe meer wou hy hê. Hoe nader hy aan God gekom het, hoe meer wil hy hê. En Samuel sê, dis die een. Dis die een wat God kies. En ek wil vanmôre vir jou sê, kind van God, ons moet 'n hart hê na ons hemelse Vader, want dit is goed wat moet gebeur. Onthou julle die tema van wat ek vir julle gepraat het, of wat die tema van die boodskap? 'n hartgesprek, hart tot hart gesprek. Kom ons gaan na Maleagi toe. Ken julle Maleagi? Wat is Maleagi? Dis mos die boek van tiendes, nê? Nee. Die een wat ons vermy. Hy? Die een wat sê, bring. Amen? Julle raak stil. Ek wil hê jy moet na Maleagi toe gaan. Die heel laaste vers in die Ou Testament. Maleagi 4 vers 6. En hy sê, en ek sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders. En die hart van die kinders tot hulle vaders. Sodat ek nie hoef te kom in die land met 'n banvloek te tref nie. Hierdie is belangrik. Okay. Daar's 'n paar plekke in die geskiedenis waar God die land met 'n banvloed getref het. Ek dink aan Noag. Ek dink aan Sodom en Gomorra. Waar God 'n plek met banvloed getref het. Maar wat belangrik is en wat ek wil hê jy moet hoor vanmôre is, waar God nou spreek en hy sê, ek sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders en die hart van die kinders tot hulle vaders. En ek moet hierdie illustreer en die beste manier om te doen is om met my seun te doen. Dankie, kom staan gou by pappa. Hy's nie geoefen nie, ons sit hierdie nie voor
Draai om, staan vir my sien toe. Ek wil hê jy moet iets sien vandag. Die probleem met ons generasies vandag is, die harte is nie op plek nie. So hy sê, hy sal die hart van die vader terugbring na die kinders en die hart van die kinders na die vaders. Liefie, kom gou hier so. So hierdie is belangrik. Want wat nou hier gebeur is, ons kyk vir mekaar. Staan net gou een kant, dan gaan jy nou gebruik. My vrou is baie nuuskierig. Ons kyk vir mekaar. Hoekom? Want ons harte is na mekaar gerig. En as ons harte na mekaar gerig is, word ek gekonfronteer met wie hier voor my staan. Ons kyk in mekaar se oë. En wanneer ons in mekaar se oë kyk, is daar iets wat gebeur. Maar as hierdie hart daai kant toe draai, verloor ek hierdie. Ons gaan in verskillende rigtings. Staan gou. Kom. Staan dan so, staan dan. Kyk wat doen die vyand. Ekskuus, my vrou is nou net vir illustrasie hoor. Sy sê die wille nie. Wat gebeur as hier iemand tussen hierdie harte inkom? So ons verloor kontak. Kyk nie eens vir my nie. En hierdie herstel is so belangrik. Hierdie is die laaste vers in die Ou Testament vir 400 jaar. Na hierdie, wat Jesus gesê het, was daar niks geprofeteer of vir 400 jaar was daar stilte. Dis die boodskap wat God gelos het vir 'n tydperk van 400 jaar. Jy sien, en ek wil vandag vir julle sê, hierdie verhouding is so belangrik, nie net in ons generasies, wat herstel moet word tussen vaders en seuns in ons verhouding in mekaar nie. Hoor mooi. Hierdie het 'n geestelike implikasie ook. Want die woord van die Here sê Dawid was 'n man na God se hart. God sê, ek kyk nie na wat is buite nie, ek kyk na die hart. Ek my liefie, jy is nou in die pad hier so hoor. Jy moet nou gaan sit. Ons is besig om hartsake hier te praat. God sê, ek kyk na sy hart. Dawid is 'n man na God se hart. Sien julle, hier is iets wat hier gebeur. En dan gaan ons nou terug na die Ou Testament weer. Bietjie verder in die Ou Testament. Dan sê hy, dat op die versoensdeksel van die verbondsark, was daar 2 gerubs. Tussen die oë van die gerubs was die heerlikheid van die Here gewees. Hart tot hart. Oog tot oog. Okay. Ek wil hê julle moet hierdie sien. Want dit is wat hier so staan moet gebeur. Dis wat herstel moet word in die generasie. Dis wat herstel moet word in ons verhouding met ons hemelse Vader. Jy sien, want dis waar die heerlikheid heers, is tussen die oë. Is daai direkte kommunikasie, dis daai naby plek. Is daai plek van verhouding, is daai plek, nê, waar iemand nie veronderstel is om hier tussen te wees nie. Dis daai plek. En dis hierdie plek wat hoor mooi, wat my en jou bevestig as kind van God, hierdie plek van intimiteit, hierdie plek van verhouding. Paulus praat
Want dit is soos 'n spieël. Ons aanskou die heerlikheid van die Here soos in 'n spieël en ons word verander van heerlikheid. Daardie refleksie, daardie hart tot hart, daardie oog tot oog, daardie aangesig tot aangesig. Dis wat ons in staat stel om jou hand te kan uitstrek en te sê, in the mighty name of Jesus. Dis wat ons in staat stel om te bind hier op aarde en te kanselleer en te kan stop. Kan ek weer statistiek sê? Wêreldwyd is die vyand besig om hierdie verhouding nie net op 'n fisiese vlak nie, maar op 'n geestelike vlak te vernietig. Because he knows the power. Hy was daar. Hy het gesien. En hy weet. Hy het dit nie meer nie. Maar ons het daai geleentheid. Ons het daai geleentheid om in te beweeg. Ons het daai geleentheid om in te gaan. Jesus sê in Johannes 12 vers 49, hoor mooi. Kom gou weer seun. Maak net seker hy slaap nie tydens my preek en nou moet ek hom gebruik. Hoor wat sê Jesus? Nou is jy papa. Jesus sê, ek kan net sê wat ek my Vader hoor sê. As ek wegdraai, gaan ek nie so mooi hoor nie. Ek gaan miskien iets hoor. Ek gaan dalk net nie so mooi hoor nie. Jesus sê verder, hy sê, ek kan net doen wat ek my Vader sien doen. En ek sien hierdie beeld, face to face. Ek sien hierdie beeld, hart. En ek sien, hoe ons as kinders, dankie, nou kan ek regtig weer gaan sit. Nou verstaan ek, wat is nodig vir waar ons gaan? Hoekom sal God homself van jou wil openbaar? Hoekom sal God wil hê, jy moet naby aan hom wees? Hoekom sal God wil hê, jy moet hom hoor? Hoekom sal God wil hê, dat jy kan inkyk in die skatkamers? Dis sodat daar verandering moet kom. Dis sodat dit wat nie reg is nie reggestel kan word. Dis sodat waar iets regeer wat nie moet regeer nie, verwyder kan word. Matteus 6 vers 33, wie ken dit? Enige iemand? Kan maar net sê, ek sal dit herhaal. Matteus 6 vers 33. Soek eers. Sê gou eerste, tweede, derde, vierde. Jesus sê eerste. Die koninkryk van God. Weet jy wat is my hartseer? Ek sien koninkryk is nie eerste nie. Ek sien baie ander dinge is eerste.
En miskien moet ons begin om herstel te bring in ons verhouding, eerste. Dat ons eerste sy wil soek. Maar ek voel, ek wil dit eerder so hê. So hoe werk dit uit vir jou? En vanmôre, kind van God, is hier in my hart. Is om in die binnekamer in te beweeg. God se aangesig te soek. En hoor mooi, nie te gou uit te kom nie. Nie voordat hy met jou gepraat het nie. Sy aangesig te soek, totdat jy vind. Is om aan daai deur te klop, totdat hy oopgaan. Is om te bid totdat daar 'n deurbraak is. Kind van God. Ons bid vir verandering. Jy is die verandering. Ons is dalk nog nie reg om te verander nie. Wil jy die kerk vol sien? Hoekom? Hoekom wil jy vol kerk hê? Lekker. Hoekom? Wil jy 'n leë kerk hê? Asseblief nie. Dis nie wat ek sê nie. Wil jy God sien werk? Hoekom? Wil jy mense se lewens sien verander? Wil jy hê Suid-Afrika moet verander? Hoekom? Nie sodat ons boere weer ons plek kan inneem. Mag die Here ons help. Mag die Here ons help. Ek wil hê jy moet jou nagmaal uithaal asseblief. Sit by 'n geleentheid soos nou en ons is daar iemand in hierdie plek wat nog nooit nagmaal gebruik het nie? Kan net jou hand opsteek? Okay. So almal het al. En die laaste ding wat ek vanmôre wil hê is dat jy vanmôre dit moet gebruik omdat jy dit al voorheen gebruik het. Ek wil hê jy moet vir 'n oomblik net sê,
Jesus, wys my weer. Miskien het ek iets gemis in die vorige keer. Ek wil nie staat maak op die vorige keer nie. Maar ek wil nie mis wat U nou vir my wil wys nie. Die woord van die Here sê, His mercies are new every morning. Elke keer, elke môre, elke geleentheid is 'n nuwe geleentheid. En die woord van die Here sê, ons moet dit dikwels, hy sê, so dikwels as wat jy dit gebruik. Dikwels. Elke keer wat jy dit gebruik. Hoor mooi, verkondig jy iets in die atmosfeer. Jy release iets in die atmosfeer. En weet jy wat release jy in die atmosfeer? Jy release dit wat God in jou en vir jou gedoen het. In die atmosfeer. Want ons gaan nou by die punt kom waar ons dit gaan inneem. En dit gaan deel van ons sisteem word. Die perfekte offer word. Die oorwinning word. Die krag word vir hierdie oomblik. Elke keer wanneer ons dit opneem. Jy is die release. Jy is dit wat vrygestel word. Jy is die manifestasie van wat hy 2000 jaar vir jou gedoen het aan die kruis. En hierdie manifestasie is 'n uitnodiging wat sê, kom dieper. Ek wil jou wys. Ek wil vir jou vertel. Ek wil vir jou demonstreer. Ek wil vir jou sê wat jy moet doen. Kom ons gebruik saam. Thank you, Jesus. Net soos wat bloed die bekragtiging van enige offer is sy bloed die bekragtiging van sy offer vir jou. Jesus sê vir my en vir jou, hy sê hierdie is my bloed vir jou. Hy sê, nou moet jy gaan. Nou moet jy gaan. Dankie Jesus vir die bloed wat gevloei het. Die bloed wat sonde skoon was. Die bloed van 'n nuwe verbond. Die bloed wat ou dinge agterlaat. Die bloed wat ons intrek in 'n nuwe dag en in 'n nuwe plek. In ons verhouding, in ons bediening, in ons vrymoedigheid. Here, 'n nuwe dag in dit wat U wil hê ons moet doen. Dankie vir die bloed. Amen.
My seun, kom gou hierso. Ek wil julle moet sien. Kyk nou. As hierdie gebeur. Harte kom by mekaar. En wanneer ons so voel, en wanneer ons die liggaam van Jesus inneem, en wanneer ons sy bloed gebruik, ek sê vir hom, I love you. En weet jy wat fluister hy in my oor? I love you. Sit. Dankie vir jou. Vir elke een van ons is dit wat God wil doen. Vir elke een. Hoekom sal ek dit nie wil doen nie? Hoekom sal jy nie in jou binnekamer wil gaan nie? Hoekom sal ek wil weghardloop van dit? Ek wil nie. Ek wil gaan. Want dis waar ek veilig voel. Dis waar daar geen veroordeling is nie. Dis waar verandering kom. En miskien, soos wat ons hierdie gesprek van hart tot hart het vanmôre, moet jy van hier af daai gesprek met jou hemelse Vader voortsit. Nee. Moenie uitmis nie. Moenie uitmis nie. As hierdie gemeente enigiets doen wat nie in God se wil is nie, dan is dit beter dat ons eerder niks doen nie. En daarom vra ek vir jou, soek sy hart. Dis daar vir jou. Amen. Okay. Net daar waar jy sit, kom ons sluit die oor. Thank you, Lord Jesus, for your grace, your abundant grace. En Here, die woord sê, alles is openbloot voor U. Niks word weggesteek nie. Alles is openbloot. En ek dank U vir môre, dat ons net vir 'n oomblik in die teenwoordigheid kon sit. En net die hart aanskou. Ons dank U vir môre, dat ons vir 'n oomblik net U stem kon hoor. Dankie vir 'n oomblik, Here, wat ons net ek kon voel hoe naby U aan ons is. Here, ek wil vir elke persoon in hierdie plek bid. Heilige Gees, dat U ons sal help om te verstaan wat ons sien.
dat U ons sal help om te verstaan wat ons oor. Dat ons sal verstaan, Here, wat dit is wat ons moet doen. Vir mekaar, in ons verhouding met U, maar ook vir hierdie wêreld wat so verlore is. Ons bid, Here. Ons bid, Here, dat U ons sal stuur. Ons bid, Here, dat U vir ons deure van geleenthede sal oopmaak. Ons bid, Here, dat U die stikkende mense na ons toe sal bring. Ons bid, Here, dat U die siek mense na ons toe sal bring. Ons bid, Here, dat die wat verlore is, die wat in mekaar is, die wat op die verkeerde pad is, Here, stuur hulle. Sodat ons net kan skitter van die liefde en die lewe en die lig. In the mighty name of Jesus. En ons almal sê, Amen.